Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand. Hier is Straatwys en baie welkom. Nou vandag wil ek met jou praat oor twee klein woordjies wat jou hele lewe dra. Die woordjies is ek is. Nie sommer net 'n frase nie. Dis die fundament waarop jou identiteit rus, die manier hoe jy jouself voorstel aan mense en aan die wêreld en aan God self. En ek het in vorige video's gepraat oor etikette wat ons op ander mense plak en hoe ons hulle vaspen in sekere hokke. Maar eintlik is presies dieselfde dit wat ons doen met onsself. En soms is dit die ergste hokke, nie daardie wat ons dink ander vir ons bou nie, maar die wat jy self oor jou eie hart uitspreek, jou eie ek is etiket. Nou ons almal het 'n behoefte om te verbind. God het ons so gemaak. Dis vir ons geskryf, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. En ja, stilte en alleentyd is en kan heilig wees, maar die oomblik wanneer jy met ander mense bind, dan raak jy deel van die storie van hoe God die mens gemaak het. En die manier hoe jy jou storie vertel, wel, dit vorm hoe ander jou sien. Maar nog belangriker, dit vorm hoe jy jouself sien. Nou laat ek jou 'n bietjie terugvat na my eie lewe toe. Nou as 'n single mens spandeer ek tyd op dating sites. En die moeilikste daarvan is nie altyd die foto nie, ook nie die gesprekke wat jy met mense het nie. Dis daardie profiel skryf, daardie klein spasie waar jy moet besluit, wie is ek? Wat wys ek van myself? Wat soek ek in iemand? Nou vir iemand soos ek, wat met woorde werk, is dit ongelooflik uitdagend. Want die oomblik wanneer jy ek is begin neerskryf, kom jy skielik agter hoeveel lae en fasette daar binne in jou is. Jou vrese, jou drome, jou herinneringe, jou wonde en jou hoop. En dan kom die foto wat jy moet kies, want jy wil mos graag vir mense eerlik wys van hoe jy lyk. Maar jy wil ook nie iemand afskrik en wegskrik met slegte beligting of 'n swak foto nie. Jy soek die foto wat iets van jou essensie dra, nie net jou glimlag nie. Maar die interessante deel begin daarna. So wanneer jy nou jou profiel geskryf het, dan kan jy ander mense se profiele lees en jy kan gaan kyk wat hulle sê van wat hulle is. En dan sien jy iets wonderliks aan die een kant, maar ook iets tragies oor menswees. Party mense skryf wie hulle wens hulle kon wees en jy kan dit raak sien. Ander skryf hulle hele trauma neer asof dit hulle ID-nommer is en jy hulle sielkundige moet word. En sommige het lyste van hulle ideale pasmaat. En ek wonder soms as ek na daai lyste kyk, of Jesus dalk self hierdie keringsproses sou kon deurgaan. En dan verstaan jy ook op 'n manier hoekom soveel mense, selfs al is hulle op hierdie sites, nooit iemand ontmoet en kry wat hulle soek nie. Nou ek het 'n vriend wat single is en hy's glad nie skaam nie. En as jy hom by 'n tafel vol mense sit, dan praat hy maklik en dit vloei net en jy moet hom op 'n stadium amper stil maak. Maar baie keer terwyl ek luister na hoe hy praat en as hy met 'n vrou praat veral, dan dink ek, maar jong, in dieselfde asem verkoop jy jouself. En jy's 'n wonderlike mens, maar in dieselfde asem kanselleer jy ook jouself. Maar weet jy wat? Ons almal doen dit. Nie net op dating sites nie, nie net ergens in 'n kuierplek waar jy iemand ontmoet nie, maar oral elke liewe dag. As ek jou nou sou vra, hoe klink jou profiel? Die ongeskrewe een in jou kop, al is jy nou nie op 'n dating site nie. Is dit dalk iets soos, ek is te oud, of ek is te dom, of ek is te lelik, of ek is te stil, of ek is te vet, of ek is te moeilik, of enige iets, of jy sê dalk ek is nie goed genoeg nie, né? Besef jy hoe jy jouself soms in 'n hok injaag wat jy self gebou het? Presies so hoe ek gepraat het oor etikette in vorige video's, net so plak jy daardie geoplakkers op jou eie hart met jou ek is uitsprake. En hier kom die ander gedeelte en die belangrike deel van, want daar is baie in die ek is gesprekke. Daar is baie ek is rolle binne in jou. Want ek is kind, ek is kleinkind, ek is 'n neef, ek is 'n nig, ek is 'n vriend, ek is 'n kollega, ek is 'n ouer, ek is 'n leier of ek is 'n ondersteuner. Jy is soms die sterkhede en soms die een wat moeg en swak is en hulp nodig het. Vandag is jy die vakansieganger en oor 'n maand van nou af is jy 'n student van nuwe wysheid en volgende jaar dalk 'n mentor. So hoekom vaskyk in dalk net een rol? Hoekom vaskyk dalk net in een stukkie trauma wat jou laat glo het dat jy nie goed genoeg is nie? Hoekom 'n mens en jou hele siel vaspen in een faset wat maak dat jy nie kan funksioneer nie, terwyl jy soveel dimensie, soveel geleenthede en soveel aspekte binne in jou het. Nou die sielkunde praat van die selfbeeld narratief, die selfbeeld storie, die storie wat jy glo en dit word die storie wat jy leef en word daar buitekant.
In spiritualiteit sê hulle, die ek is woorde stuur 'n vibrasie uit en dit trek presies terug wat jy in glo. En die wysheid sê ook vir ons, hoe jy oor jouself praat, is hoe jou siel besluit om te wees. Sien jy hoe belangrik dit is? Maar die Bybel, dit wys dit nog dieper. Toe Moses vir God vra, toe sê hy, wie moet ek sê het my gestuur? En toe antwoord God met die grootste, heiligste identiteit ook, waar hy sê, ek is wat ek is. God begin met ek is, en omdat jy in sy beeld geskep is, word elke ek is wat jy uitspreek, 'n geestelike daad, identiteit, skepping en 'n profesie oor jou eie lewe. So vandag wil ek jou nooi, gaan kyk weer na jou eie ek is lysie. Nie die een wat jy vir ander wys nie, die een wat jy vir jouself fluister. En vra jouself, dra my ek is woorde, dra dit lewe of dra hulle dood binne in my? Maak dit my oop vir mense en oop vir die lewe of hou dit my klein? Stem dit ooreen met wie ek in God se oë is of met wat ek bang is ek is? So vandag, begin klein, begin sag, begin waar jy is, maar begin net en challenge bietjie daardie profiel van jou, daardie ek is uitsprake wat jy oor jouself uitspreek. Want elke nuwe verhouding, droom of roeping of rigting begin altyd by daardie twee profetiese woorde, ek is. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag en tot ons weer saam stap, mooi loop.